het. Vandag wil ek 'n bietjie praat met jou oor Moses en ek sê dankie nommer 1 eers vir ons dekor mense wat altyd so mooi saam die ding doen. Hier lê baba Moses. Die mandjie is bietjie deursigtig. Hy's nou nog nie gepik gesmeer nie. Luzan sê dis is 'n work in progress. Hier is die version 1, né? As hy nou nie dryf nie, gaan ons hom pik smeer. En dan gaan ons hom daarvan af vat. En hier lê Moses, daar's die wet, die brandende bos. Is dit nie mooi nie? En Moses se lewe wat vir ons hierso voorgestel word. Ek sê baie dankie vir ons dekor mense wat altyd soveel moeite doen om vir ons dit ook mooi te maak hier voor. Nou ja, as ek vir jou sê, ek het verlede week met jou gepraat oor ek kan verander. Die goeders bou vir my baie keer op na die volgende stap toe. As ek nie glo kan verander nie, dink ek nie dan gaan jy kom by vandag se preek om te sê ek kan praat. Jy sien want ek weet nie van julle nie, maar ons almal ken mense wat daarvan hou om te praat, né? Kyk, ken jy iemand wat daarvan hou om te praat? Maar nou nie almal julle vingers vir my wys nie. Okay. Maar ken julle ook mense wat minder hou van praat? En dit is nogal snaaks dat die ou wat nie praat nie en die vrou wat praat, hulle twee is gewoonlik mekaar getroud. Of vice versa, né? Hulle sê opposites attract. Behalwe in ons geval, Salome hou baie van praat. Ek gaan net aanbeweeg. Ons almal ken mense wat stil is. Ek wil net gou sê, die introverte is tot regtig stil is. Ek weet jy wil nie nou jou hand opsteek nie, maar jy kan ook net vir my so maak as jy van daai stil mense is, stil en teruggetrokke soos ek. Né? Of al kry jy die mense wat ekstroverte is, hulle hou van mense, hulle hou van praat. Wie's julle steek al twee hulle hande op want julle hou daarvan. Okay. As hy Giselle, sy gooi hom sommer so, o Maria sien my raak, né? Dit is so. Wat keer ons baie keer om te praat? As ons nou vanoggend met jou praat oor ek kan praat. Ek meen ons almal kan praat. Ek meen is niemand hierso wat ek weet wat nie glad nie kan praat nie. Ons almal kan praat. Maar wat keer jou om met ander mense oor die Here te praat? Want dis tog waaroor dit gaan. Né? Ek kan praat oor baie goeters. Ek kan vir jou vertel hoe het die Franse gister vir Ierland gewen. En ek kan vir jou baie dinge daaroor sê en so aan. En ons kan baie keer praat oor visvang en ons kan praat oor netbal en ons kan praat oor vakansie en ons kan praat oor my werk maar dit hang af van die topic, né? Ek dink dit hang af van die topic. Partykeer as mense oor chemie of algebra praat, is ek ook maar stil. So my een oom het altyd gesê, oom Tinus het altyd sê altyd as jy stil bly in 'n geselskap wat mense baie praat, kan mense dink jy is intelligent. En hulle voel geïntimideerd as jy net stil bly en jy kyk hulle net so. Maar dan baie keer maak ons monde oop en dan kom die mense agter ons is nie so te intelligent nie, né? Maar ek wil jou encourage vandag om te praat. Moses was een van die karakters in die Bybel wat gereken het, hy kan nie praat nie. Hy het op 'n stadium gereken, hy kan nie praat nie. En hy sê, in Eksodus 4 vers 10 sê hy hierdie woorde, hy sê, ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie, ek kan ook nie nou nie. Hy sê, hier waar u met my praat nie, ek praat swaar en my tong sukkel. Wie van julle kan met hom assosieer? Né? Dis baie keer so, jy voel, ek kan nie praat nie, ek sukkel om te praat. Ek sukkel om met mense te kommunikeer. En vernaam as dit kom by as ek nou vir ander mense moet vertel van die dinge van die Here, dan voel ek en daar word gereken dat Moses het 'n praatprobleem gehad, hy het gehakkel, hy het gestotter oor sy woorde, hy sê my tong is swaar, sê hy in die ou 53 vertaling, die ouer vertaling sê my tong is swaar. Dis swaar vir hom om sy tong te gebruik. Hy het hy is die enigste ou wat vir Aaron gesê het, Aaron. Okay. Okay. Ja. Goed. Hy's boor 'n paar mense se koppe, maar dis alright. Maar ek dink Moses het sy eie vermoë onderskat.
as ons eerlik wil wees. As hy aanhou om Eksodus 3 en 4 te lees, Eksodus 3 is die brandende bos. Moses is nou nie meer die baba in die krib nie, hy is nie meer wat ook al nie, hy is nou al hier by die 80 jaar oud en God verskyn aan hom daar by die brandende doringbos in Midian, aan die ander kant van die see, daar waar hy heen gevlug het, nadat die Egiptenaar doodgemaak het, nadat hy gevoel het ek wil amper sê, sy history het hom ingehaal, en dan staan hy en nou twyfel hy in homself, ek's 'n moordenaar, ek het weggehardloop, ek het iemand doodgemaak, ek het nie eens gebly by my volk nie, hoor sy baggage. En nou staan hy daar en hy pas nou aanhou sy skape op en hy's 'n skaapwagter en binne in die Egiptiese, ek wil amper sê in Egiptiese tradisie is 'n skaapwagter 'n low class job. So al hierdie goeders draai in sy kop. Jy sal sien as hy op 'n stadium praat, dan praat hy van ek is net 'n skaapwagter. Want uit die milieu wat hy groot geword het as prins in die paleis van Farao is daar neergekyk op skaapwagters, mense wat ander mense se diere oppas. So al hierdie baggage kom saam met hom. En miskien sit jy vanoggend hierso en jy het baggage wat jy saam met jou dra. My verlede, my foute, dit wat ek al verkeerd gedoen het. En Here, ek kan nie praat nie want ek het foute. Ek kan nie praat nie want ek dit en ek kan nie praat nie want dat en jy kan vir my sê Marius, ek is 'n Moses. Ek assosieer met hom. Maar God roep nie mense wat hy nie dink hulle kan dit doen nie. Lees saam met my. Want hierdie selfe Moses wat gesê het, Here, ek kan nie praat nie, staan later voor Farao, voor die koning van Egipte, en hy praat, en hy doen, en hy maak 'n verskil in duisende mense se lewens. Ek wil jy moet saam met my kyk na Eksodus 4 vers 1 tot 17, hy sê, maar toe sê Moses, ek lees van jy moet eintlik hoofstuk 3 saam lees, dis wat die verskyning by die bos, en so ons is nou in hierdie gedeelte, waar hy voor die bos staan, hy is besig om met God te praat, en God praat met hom, en Moses sê, maar toe sê Moses, so hier was al 'n gesprek tussen God en Moses, hier was 'n ontmoeting gewees by die brandende bos, hy sê nou die Israeliete glo my nie, hoor hoe begin hy, sê nou hulle glo my nie, hy begin dadelik met twyfel in sy eie hart, sê nou hulle glo my nie, en hulle luister nie na my nie, en hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie. Toe vra die Here vir hom, wat het jy in jou hand? 'n Kierie, antwoord Moses. In die ou vertaling het hy gesê 'n staf, die King James sê 'n rod. Okay. Hy sê, gooi die kierie op die grond, sê die Here vir hom. Toe hy dit op die grond gooi, word dit 'n slang, en Moses het daarvoor pad gegee. Ek neem hom nie kwaadlik nie. En die Here sê toe vir Moses, steek jou hand uit en gryp hom aan sy stert. Moses steek toe sy hand uit en gryp hom, en skielik word dit weer 'n kierie in sy hand. Toe sê die Here, op grond hiervan sal hulle glo dat die Here, die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, aan jou verskyn het. Steek nou jou hand in die vou van jou klere. En hy steek toe sy hand in die vou van sy klere, en toe hy uittrek, was dit melaats, so wit soos sneeu. Hierna sê die Here, steek nou weer jou hand in jou klere, en hy steek toe weer sy hand, en toe hy dit uittrek, was dit gesond. Teken 2. Toe sê die Here, as hulle jou nie na die eerste wonderwerk en nie glo nie, en hulle jou nie daaraan gesteer het nie, behoort hulle jou nou na hierdie een wel te glo. Ek gaan nou by die tekens kom en vir julle die simboliek daarvan net verduidelik, wat eintlik baie oulik is. Ek glo julle weet dit. As hulle jou in hierdie 2 wonderwerke nie glo nie, en nie na jou luister nie, moet jy uit die Nyl se water vat en dit op die grond uitgooi. Kyk hoe spesifiek is die Here. Vat van die Nyl se water en gooi dit net op die grond. Moet dit nie in die Nyl gooi nie, want dis power. Dit gaan later inkom. Hy sê vir hom, gooi dit net op die grond. En die water wat jy die Nyl gevat het, sal dan op die grond bloed word. Voorbereiding vir plaag 1. Toe sê Moses vir die Here, ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon vroeër nie, ek kan ook nie nou nie, hier waar u met my praat nie, ek praat swaar. My tong sukkel. Daarna sê die Here vir hom, wie het die mens 'n mond gegee? Hoor hierdie oplossing. Wie het vir die mens 'n mond gegee, Moses? Wie maak stom?
Wie maak doof, of siende, of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Daai bevestiging. Gaan nou. Hoor al, definitiewe opdrag. Gaan nou. Ek sal jou help praat. Ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. Dalk moet jy net so oomblik net gou daai vers net gou inneem. Hoor gou hierso. Ek het al baie keer met mense gepraat, en sê hulle vir my, Marius, ek weet nie hoe om met God te praat nie. Ek weet nie hoe om te bid nie. Ek kan nie so bid soos julle nie. Ek kan nie so bid soos daai nie. Ek kan nie dit. Hoor gou hierso wat sê die Here vir jou. Ek wil net hierdie versie vat vanoggend. Introvert, ekstrovert, maak saak wie jy is nie. Jy wat bang is, jy bid of praat nie reg nie. Hoor net wat sê die Here. Hy sê gaan nou, gaan bid of gaan doen, gaan praat met. Hy sê ek sal jou help met die praat. En jou leer wat jy moet sê. Nuwe Testamentiese vers wat ek net vinnig hier wil intrek is, dat die Here sê vir ons, dat sy Gees tree in vir ons, as ons nie weet hoe om te bid nie. OK. Maar Moses, hoor nou, ag, ou Moses, is hy nie maar soos ons nie. Hoor hom nou, hy het nou oplossings gekry, hy het beloftes gekry, hy het nou al hoeveel verskonings uit die hoed uit getrek wat hy kon. Nou kom hy met hierdie final approach na die Here toe, en hy sê, maar Moses antwoord, asseblief tog Here, stuur liewer iemand anders. Hoor gou hierso, toe word die Here kwaad vir Moses. Dit gruwel God, as ons bly vir hom sê, ek kan nie. Ons reeks se naam is, ek kan verander. Ek kan praat. Nou sê die Here word kwaad vir Moses, en hy sê, Aaron die Leviet is mos jou broer. Ek ken jou family. En ek weet, hy kan sy woord goed doen. Hy is al op pad om jou te ontmoet, en hy sal bly wees om jou weer te sien. Selfs daai vervreemding van 40 jaar van sy broer af, gee die Here vir hom, hy sê vir hom, jy het jou broer 40 jaar laas gesien toe jy daai moord gepleeg het, jou broer is al klaar op pad na jou toe, hy gaan bly wees om jou te sien. Hoor jy so, praat met hom en sê vir hom wat om te sê. Ek sal by jou wees as jy praat en by hom wees as hy praat, en ek sal julle leer wat om te doen. Wanneer hy namens jou met die volk praat, is hy jou segsman en jy die een wat hom sy opdragte gee. Moses kry gesag. Hy sê, hou nou die kierie waarmee jy die tekens moet gaan doen by jou. Hou vas aan die kierie. Onthou hierdie, hoor? Hou vas aan die kierie. Ek kan praat. Julle, ons het 'n menslike natuur wat inskop in ons wese in van ek kan nie. Maar God sê, jy kan. Jy sit vanoggend hier en jy sê vir my, Marius, jy verstaan nie. Julle, ek was daar waar jy is. Ek weet julle glo my nie. Maar ek was op 'n punt in my lewe al gewees, jare terug, waar ek ook vir die Here al hoeveel keer gesê het, Here, ek kan nie. Daar's baie beter kandidate as ek. Wat baie beter kan praat, wat baie beter met mense kan werk, wat baie beter leierseienskappe het, wat baie beter dit, wat baie beter dat, en ek het eendag het vir die Here gesê in 'n gebed, ek het gebid, ek het die Here gesmeek, Here los my, ek kan dit nie doen nie. Dit was nie dieselfde dag nie, was 'n rukkie daarna, as ek besig met stilte tyd, en ek weet wat ek vir die Here gesê het, Here, ek kan nie. En toe sê die Here vir my, uit die woord uit, ek het die swakkes geroep, om die sterkes te beskaam. Hoor dit? Ek het die swakkes geroep, om die sterkes te beskaam. So voel jy swak? God roep jou, sodat jy hulle wat nie wil nie, wat dalk in jou oë sterk is, kan beskaam. Want ons menslike natuur is dit, ons wil nie. Want ek het nie genoeg kennis nie, ek weet nie genoeg van die Bybel nie, ek kan nie genoeg teksverse opsê nie, ek kan nie praat soos hulle praat nie. Ek gaan nou by die oplossing kom.
Jy sien, ons het net soos Moses. Moses het nou 'n rits verskonings afgerammel voor die Here. Ek kan nie praat nie, ek hakkel, stuur eerder iemand anderster. Here, U weet my tong, U weet dit, U weet dat, en sê nou hulle glo nie, en sê nou kom daar en hulle sê U het my nie gestuur nie, en sê nou dit, en sê nou dit, en hoor hierdie sê nou net dinge. Ons is baie keer so besig met sê nou net, dat ons nooit by die sê nou net uitkom nie. Sê nou net, hulle luister. Sê nou net jy praat. Sê nou net God se gees skop in en oortuig mense. Maar ons is besig met die negatiewe sê nou net. Sê nou hulle luister nie, sê nou hulle doen nie, sê nou net, gaan sê dit nou net. Gaan oor in aksie. Hulle sal nie glo nie, sê Moses. Daai mense gaan nie glo nie. Hulle sal nie glo nie, hulle gaan my nie glo nie. Hy is so besig met, en weet julle wat, die Here sê vir my, dis nie my taak om jou te laat glo nie. Dis my taak om jou te vertel. Die Gees van die Here sê jou laat glo. Dis nie my taak nie. Ek het nie die vermoë om die woord tot in jou hart in te dra nie, ek het dit nie. Ek het net die vermoë om te luister wat God vir my sê in die week, dit te deel van my wese te maak, en op 'n Sondagoggend as die Here wil, hier toe kom staan en net tot by jou oor te kom. As ek net jou oor kan bereik. Die Gees van God, laat dit ingaan, en dieper gaan, en vrug dra, en ontkiem, en dit word vrugte. Ek kan nie bly sê nou hulle glo nie. Wie's hulle? Hulle vreet skille, man. Wie's hulle? Ons is so ge-worried oor hulle. Wie die heng is hulle? Jy al gewoon 'n gesprek gekom en sê mense, hulle sê, het jy gehoor hulle sê? Wie's hulle? Hulle vreet skille, man. Jy het nie nodig om nou oor hulle te worry nie. Jy moet worry oor wat God vir jou sê. Jou taak, soos ek sê, is net om te sê wat God vir jou sê, die res sal kom. Hoor wat is God se oplossing? Toe hy sê, hulle gaan nie glo nie, sê die Here nie vir hom, ag Moses nie, weet jy wat, dis okay, ek het 'n fout gemaak, jy hakkel te veel, dis okay my maat, gaan terug, gaan pas die skapies op, dis okay. Gaan nou na Jethro se skaapvelde toe en bly maar net daar, weet jy wat, ek het 'n fout gemaak. Dis eintlik van Aaron wat ek gesoek het, ek het die verkeerde adres geklop. Nee. Toe hy miskom met sy verskonings, toe sê die Here vir hom, wat is in jou hand? Wat het jy? Dis eina. Jy sit hier so, ek sit hier so, en ek vra vir die Here, Here, ek kan nie. Here, sê nou mense glo my nie, sê nou dit, en ek kyk aan alles vas, en die Here sê vir my, wat is in jou hande? Wat het jy? Wat het ek vir jou gegee? Wat se gawes het ek vir jou gegee? Wat se talente het ek vir jou gegee? Wat se vrug dra jy? Wat het jy in jou hand? En Moses sê, ek het net 'n kierie. Here sê, okay, kom ons gebruik hy kierie, gooi hom op die grond. Wat het jy in jou hande? Hy vra vir die klein dogtertjie, wat het jy? En die klein dogtertjie sê vir hom, Here, ek het niks sê, ek kan net bid. Hy sê nou bid vir Naaman. En op daai klein dogtertjie se bevel gaan duik Naaman 7 keer in die Jordaan en hy word genees. Wat het sy gehad? Sy het niks spesiaal gehad nie, behalwe gebed. Hy vra vir die vrou, wat nie genoeg olie gehad het nie, wat nie genoeg kos in die huis gehad het nie. Hy sê van, wat het jy? En sy sê, ek het niks nie, sê sy vir die profeet. Sy sê, ja, ek het daai bietjie olie. Gebruik het. Wat het jy? Wat kan jy gee? Wat het jy? Wat is tot jou beskikking? Wie is tot jou beskikking? Ek praat met Shamaine in die week, toe ons praat oor die preek, en ons sit so in brainstorm op 'n stadium, en ek vertel van wat ek graag wil doen, en wat ek wil bereik, en op 'n stadium toe kry ek hierdie ding in my kop van, ek en sy verskil totally, né? Arme vrou moet saam met my werk, en ons praat oor sirkel van invloed, en het dawn op my, dat wie is my sirkel van invloed? Wie is my naaste familie, my vriendekring, mense by wie ek saam in 'n klub is, of wat ook al, of my gesin, my wat ook al. En ek kyk na Shamaine, en ek sien, maar sy totally 'n different sirkel van invloed. Sy is by die spinning klas, daar het sy 'n sirkel van invloed van mense wat ek nie ken nie. Sy het haar familie, sy het haar suster, en haar swaars, en haar familie weer, en haar vriende. So, die Here vra vir jou, wie is tot jou beskikking?
Jy sien, die Here vra nie van jou om as hy jou roep om te praat, dat jy 'n kerk moet begin, hè. Die Here sê, wie's in jou sirkel van invloed? Wie kan jy beïnvloed deur jou lewe, deur vrug te dra? Want jy sien, ons sirkel van invloed, daar's altyd 'n oorvleeling ook. Maar daar's baie mense wat jy ken, wat ek nie ken nie, wat jy kan na die Here toe lei, wat ek nie nooit in my lewe gaan kans kry nie, en jy kan nie wag dat ek by hulle uitkom nie. Die Here sê, jy kan praat. Jy kan ook vertel. Jy sien die tekens is vir my so fantasties wat ek raak. Ons almal ken hierdie tekens van kindsbeen af. Ek meen ek het nie eens nodig om vir jou te sê van die tekens nie, maar die eerste teken was gewees, wat is in jou hand? Nee, 'n kierie. Okay, 'n staf. Gooi die staf op die grond. Die staf wat Moses op die grond gegooi het, was gewees dat God wys vir Moses dat hy gewone goed kan gebruik. Here, u kan 'n gewone goed kan u in ongewone take gebruik. Dis die eerste teken. God gee vir hom 3 tekens. Die eerste teken is, wat is in jou hand? 'n Kierie. Nou kom ons gebruik die kierie. Gooi die kierie op die grond. Gooi die staf op die grond. Hoor jy die les wat die Here vir Moses net al leer? Hy sê, ek kan gewone stok gebruik, dat sy hele wese verander. Jy sien, dit was ook met die oog op die Egiptenare, want die Egiptenare het hierdie ding met slange. Dis blyks nie Egiptenaar nie. Maar jy hoor wat ek vir jou sê. En God gebruik 'n gewone kierie, 'n gewone stuk hout, om te verander, en so kry Moses hierdie inset van God verander gewone mense in extraordinary omstandighede, dat jy bo jou vermoë goed kan doen. Die tweede ding wat God vir hom gee, hy sê vir hom, sit jou hand in jou boesem. Hy steek jou hand in jou klere, hy steek sy hand in sy klere, hy trek dit uit, en is wit van melaatsheid. Ongeneeslike siekte. En hy sê vir hom, sit weer jou hand binne in jou klere, en hy druk weer sy hand binne in sy klere, en hy trek dit uit en hy hand is gesond. God wys vir Moses sy eie vlees, sy eie onvermoë, maar dat God dit kan verander. Maak dit sin? Ek sê ek kan nie praat nie. God sê, maar ek kan jou hakkel wegvat. As ek melaats kan verander, kan ek jou tong aanraak. Ek kan jou gebruik. Hy wys vir hom sy eie vlees. Jou eie vlees is jou eie onvermoë kan ek verander in my vermoë. Ek kan genees, ek kan verander. En die laaste teken wat hy vir hom gee, hy sê as hulle hierdie twee nie glo nie, gaan ek jou 'derde een gee. Hoor gerus, hy sê vir hom, vat van die Nyl se water, skep dit uit, maar gooi dit op die grond, né? Maak seker jy gooi dit op die grond. Want as jy die Nyl gaan gooi, is daar moeilikheid. Gooi dit op die grond. Hier is die toetsloopie. Dis version 1. As jy op die grond gooi, gaan dit bloed word. God sê vir hom, ek is met jou in jou toekoms. Hoor julle dit? Hy wys vir hom hoe hy hom gaan verander. Hoe hy met hom gaan wees. Hoe hy dinge gaan verander. Hoe hy met hom gaan praat. Hoe hy met hom gaan deur hierdie goeters gaan. Hy sê vir die Here, ek is nie goed genoeg nie. Ek is net nie goed genoeg nie. Maar God herinner hom, wie maak stom, wie maak doof, wie maak blind, wie maak siende. As jy vandag hier so sit en jy sê, Here, ek is nie goed genoeg nie. Eintlik wat die Here vir hom sê, ek weet wie ek roep. Ek weet wie ek red. En die opdrag is, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Sê dit net vir die dominees en die pastore en die predikante? Nee, hy sê dit vir ons almal. Dis 'n opdrag vir ons elke ene. Ek sal met jou mond wees, sê die Here vir hom. Na daai verskoning, hoor gou hierdie versekering, ek sal met jou mond wees. Nou kom Moses by die volgende verskoning. Hy sê, Here, stuur liewer iemand anderster. En dis waar God toornig word met hom. God raak kwaad vir hom. Hy sê vir hom, maar Moses, ek wil jou stuur. Ek wil jou gebruik. Ek het nou vir jou die tekens gegee. Ek het vir jou die kierie gegee. Ek het jou deur hierdie hele leerskool gegee van 40 jaar wat jy in die paleis groot geword het, dat jy die Egiptenare kan verstaan. 40 jaar dat jy kan vlug, dat jy die pad na Sinaï kan uitwerk, dat jy kan weet waarheen om te vlug as die tyd kom. Ek het jou nou 40 jaar onderhou in hierdie woestyn. Nou het ons jou vir die volgende 40 jaar het ek jou nodig tot jy 120 is om hierdie volk vir my te lei. Ek weet wie ek roep. Ek weet met ek praat, en hy sê vir hom, okay, maar ek sal vir jou tweede keuse gee. Die tweede keuse is Aaron. Jy is my eerste keuse, maar ek sal vir jou iemand anders te gee, om by jou te wees. Maar hy sê vir hom,
jy moet verander. Ek wil net gou hê julle moet gou een ding wat my tussen my oë geslaan het met hierdie gedeelte is dit. Moses het die staf van autoriteit. Hoor jy gou die verskil tussen Exodus 4 vers 1 en Exodus 4 vers 20. En as jy alles van die hele preek gemis het, wil ek hê jy moet net nou gou vir 2 minute oplet. Exodus 4 vers 1 vra God vir Moses, wat is in jou hand? En hy sê, dis 'n staf of 'n kierie. Wat sê Exodus 4 vers 20? Exodus 4 vers 20, het daai kierie verander van 'n kierie na God se kierie. Wow. Hy sê, toe vat Moses God se staf, God se kierie, en hy loop. Daai kierie het verander. Ouens, ek wil hê jy moet net gou hoor. En al sluit ek hiermee af vandag. Daar's nog baie goed wat ek wou gesê het, maar load shedding gaan my vang vandag. Ek wil vir jou sê, al stap jy net vandag hier uit met die wete dat in God se hande verander ek na 'n mens, na God se mens. Hy is met my in my verlede. Hy ken my verlede. Hy ken my hede, maar hy ken ook my toekoms, die 3 tekens. Hy ken my vleeslikheid, hy ken alles en hy gee vir hom 'n Aaron as hulp. Hy gee vir hom 'n Aaron as hulp, maar ek wil hê jy moet gou net gou saam met my kyk en ek wil gou 'n vergelyking tref. Neem gou hierdie af as jy kan of ons sal hom vir jou stuur of wat ook al. Maar hierdie is baie belangrik. Ek wil hê jy moet 'n Bybelstudie daaroor gaan doen. 'n Aaron as hulp. Die eerste ene wat jy moet nog gaan kyk is Exodus 4 vers 29 tot 31 waar 'n Aaron praat en Moses bly choopstil. Hy praat met die volk en toe glo die volk. Onthou jy daai heel eerste verskoning sê nou hulle glo nie? Daar is sy vrees gone. Want die volk glo toe nou. Maar net daarna gaan Moses en Aaron na Farao toe in Exodus 4 vers 5 vers 1 en 2. Toe gaan hulle saam en hulle werk tag team. Ek gaan nou die ding deurtrek. Ek wil hê jy moet so lank begin dink aan Moses en Aaron as jy en die Heilige Gees. OK. Die derde stap is hulle voer saam opdragte uit. Die vierde stap was Moses kry gesag oor Farao en Aaron. In 7 vers 1. God help vir Moses voor Farao in 7 vers 9. En Moses praat vlot. Van Exodus 8 vers 26, die 4de plaag af aan, word Aaron nie eens meer genoem, dat hy by is nie. Moses praat met Farao. Moses praat met God. Moses lei hulle uit die woestyn uit. Moses doen die tekens. Moses voorsien vir hulle vir water. Moses voorsien. Ek wil hê net hierdie stappe, as jy kan, vat dit nou na jou en die Heilige Gees toe. Here, ek kan nie, dan sê die Here, ek gee vir jou my Gees as hulp. Né? Eers sal die Gees saam met jou praat. Hy sal saam met jou gaan om jou te ondersteun. Jy sal saam met die Gees van God opdragte uitvoer. Die Heilige Gees gee vir jou gesag bo jou vyande. Die Heilige Gees gee jou gesag bo jou vrese. Sien julle hoe mooi is dit? Dit is nou die 4de ene, 5de ene. Deur God se Gees sal hy jou help in moeilike omstandighede en dan sal jy vlot kan praat want jy weet dat die Gees van God is met jou. Sien julle hoe Aaron as hulp ook vir my en vir jou in hierdie dispensasie wat ons lewe, hierdie voordele gee. OK. Onthou net as ek kyk na ander mense, dan sien ek net wanneer mense goed doen, né? En ek sien net, daar, kyk hoe goed gaan dit met Rudy. Kyk net daar, né? En ek sien net my visie is net, maar ek sien nie as ek na ander mense kyk, dan sien ek nie as hulle op die afdraande is. Ek sien nie in hulle laagtepunte nie. Ek sien nie of hulle hoe struggle hulle om uit te kom nie. En so kyk ons na hierdie karakter soos Moses en so aan. En ons kyk na al hierdie hoogtepunte in hulle lewe en ons voel ons is nie goed genoeg nie. Ek wil net hê jy moet besef dat Moses was 'n mens soos jy, hy het ook getwyfel. Maar na vele ontmoetings, ek sluit af hiermee. Na vele ontmoetings wat Moses met God gepraat het, praat hy 40 dae en 40 nagte met God in Exodus 24 vers 18. Nog ontmoetings met God. Hy praat met Moses, sê die Bybel, soos 'n mens met 'n vriend praat, Exodus 33 vers 11. Hy het so met Moses gepraat dat Moses geblink het.
Moses het geshine, papa, op brides. Eksodus 34 vers 30 toe, Moses van die berg af kom, toe shine hy, papa. Bling, bling. Laat die ander mense vir hom sê, Moses, nee, wow, boera, jy shine te veel. God straal uit jou uit, is dit nie wat 'n wonderlike voorreg is om te weet dat God ons kan so seën na ontmoetings, dat ons kan kom van ek kan nie praat nie, dat ek so shine vir Christus, dat ander mense sê, gaan bietjie op dims. Jy kan praat. Jy kan praat. Jy kan verander. Kom ons drop ons verskonings en kom ons begin te praat. En as jy nie genoeg van die topik al weet nie, praat uit jou hart uit, dis die oplossing. Praat net van dit wat jy ondervind het toe jy God ontmoet het. Jou eie ondervindings, jou getuienis, niemand kan dit by jou wegvat nie. Mag die Here jou seën om hierdie week te gaan praat. Ek kan praat. OK, volgende week praat ons oor ek kan gehoorsaam. Mag die Here vir jou seën. Hê asseblief 'n lekker week. May God bless you. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons. Amen.